Vriende, goeiemôre. Baie welkom aan elke een van julle vanoggend hierso, ook vir julle wat besoekers is. Ek het nou mense van Ryds ontmoet vanoggend wat hierso kuier. Is hierso nog ander besoekers? Ander wintervluggers? Baie welkom hier by ons. Hoop julle kuier lekker en julle geniet die lekker weer. Dit is mos nou die beste tyd van die jaar om hierso te wees. As daar enige nuwe intrekkers of nuwe lidmate is, ons vergeet baie keer om vir julle te vra, is daar enige, jy kan net jou hand opsteek, ons gaan nie vra dat jy moet vorentoe kom en die preek doen nie, ons net sien of jy hier is, daarso is, baie welkom, so, ons gaan net nou, as jy nou jou hand weer opsteek, as ons die kinders het, gaan ons vir jou kookboek gee, om net te sê baie welkom, dit het niks te doen met jou kookvermoë wat ons betwyfel nie, dit is regtig net om te sê baie welkom by ons in die gemeente, en dan wat verder aan betref, as ons na die tyd kuier, moet julle asseblief vir ons, daar's rooi bekers, moet julle van die rooi bekers vat, sodat ons kan sien wie is niet hierso, en sodat ons vir julle lekker saam met julle kan kuier. Ons wil nie hê julle moet wegraak nie, ons wil hê julle moet sommer gou tuis voel, by ons in die gemeente. Vir die ons kykers wat op YouTube inskakel, ook baie welkom vanoggend. Dit is vir ons altyd lekker en dit bly 'n voorreg om op hierdie manier ook saam met julle te deel in die erediens. Mag die Here ook daar waar jy is in jou blyplek, daar waar jy ergens in die wêreld dalk is, mag jy ook die teenwoordigheid van die Here ervaar. Vriende, ek gaan vinnig deur die afkondigings gaan. So ons eerste, wat belangrik is ons golfdag wat nader kom, die 20ste Augustus. 'n ander woord daarvoor is slaan en soek. Dit gebeur en dit loop mooi, maar ons soek nog borge. As jy weet van besighede wat 'n pypjie kan borg, laat weet vir ons. Maar die reëlings is aan die gang. En dit gaan 'n baie lekker dag wees. Kyk net so 'n bietjie daar en dink so 'n bietjie as daar van jou vriende is wat sou belangstel, laat weet vir hulle. En dan het ons lekker Augustus en bietjie van September wat vir ons voorlê in terme van Afrikaans. So die 21ste Augustus kuier Joshua na die reën by ons, is 'n Vrydag aand. Nou ek weet dalk van ons ouer garde sal nie weet wie's Joshua na die reën nie, maar hy maak baie mooi musiek, regtig baie mooi Afrikaanse musiek. Gaan kyk so 'n bietjie, gaan luister so 'n bietjie op Spotify en luister bietjie na hom. Hy is die 21ste Augustus is hy hier by ons. Die manier hoe ons gaan kuier is, jy bring jou piknikmandjie met jou eetgoedjies wat jy wil hê, jou drinkgoedjies wat jy wil hê, en ons kuier, ons sal tafels uitsit, en dan kuier ons saam. Dan vir die vroue die 29ste Augustus, François Boysie, is hierso vir julle, en dit gaan baie goed met daardie kaartjies ook, laat ek net so sê, na die tyd, daar's tafels daar agter, en jy kan kaartjies kry vir die vroue byeenkoms, jy kan jou naam opsit vir Joshua na die reën, en vir Jannie, waaroor ek nou gaan praat, en vir die golfdag. Daar so 'n lang tafel daar daar gaan iemand wees wat jou kan help. So die vrouens gaan lekker by mekaar kom die 29ste Augustus. Daar is die goeters aan die gang en dan Jannie de Tooi. Mens gee seker jou ouderdom weg as jy baie lief is vir Jannie de Tooi. Maar ek wil nou vir julle sê, regtig, dis nou een van die ouens wat Afrikaans bietjie op die kaarte gesit het, goeie Afrikaanse musiek, saam met Koos du Plessis, daai jare het hulle begin, en ons is regtig bevoorreg dat Jannie by ons kon kuier. Dis 'n snaakse aand, dis 'n donderdag aand, maar ons gaan hom mooi opkikker met sop en sherry,
En die kaartjies is nie so duur nie, ons het die kaartjies redelik goedkoop gehou, so as jy daarin belangstel, ons wil sommer sê, kom asseblief. Julle weet, in KwaZulu-Natal, dink party ouens is net die Piet my vrou wat Afrikaans praat, maar hier's nou 'n geleentheid vir lekker klomp Afrikaans, so kom ons maak gebruik daarvan. Ons moenie kla dat hier nie genoeg Afrikaans is nie. Ons sit nou hierso 3 geleenthede sit ons hierso, maak ons beskikbaar en ons nooi vir jou uit, ondersteun dit asseblief. Dan 3 net gevra, ons soek helpende hande, mense wat kan help met koeksusterbak. Jy het geen vaardighede nodig nie, hulle gaan vir jou leer hoe om dit te doen, as jy nie lekker weet om dit te doen nie. Moenie angstig wees dat jy nie weet hoe om te vleg nie, daar is ouens wat weet hoe om te vleg. Kom net en kom help, oral is daar maar 'n bietjie hulp nodig, en 3 net gevra, asseblief kom help vir ons. Eenmaal 'n maand, ongeveer eenmaal 'n maand op 'n woensdagoggend is hulle besig om te bak hierso, so julle kan vir Leonie by die kerkkantoor kan julle skakel, of daar's Drien se nommer self ook wat julle kan skakel. Moenie net sonder dat dit verbygaan nie. Miskien is dit nou, jy het gewonder, waar kan jy betrokke raak, waar kan jy help? Hierso is 'n geleentheid. En dan in die week wat kom, ons ritme wat weer aan die gang kom, op 'n Dinsdagoggend 9:00 ons Bybelstudie, 6:30 ons omgee groep, daar wil ek ook weer vir jou uitnooi. Is nie 'n eksklusiewe groep nie, is nie 'n geslote groep nie. Kom en jy kan kom sien of jy daarvan hou, en dan hoef jy nie weer te kom nie, as jy voel, dis nie heeltemal waar ek gemaklik is nie, maar kom kyk en kom deel. Dit is regtig spesiaal op 'n Woensdag aand. En dan Donderdagoggende 6:15 die manne wat by mekaar kom. Na die tyd is daar nog vetkoek en pannekoek oor. Gerda, julle moet sê oor die pryse, né? Dit is 20 vir 5 pannekoeke. Herinner ek my, so iets. Ja. OK, so maar as jy pannekoek wil hê, daar's pannekoek oor en dis ongevulde vetkoeke. Ja. Is daar gevulde vetkoeke ook? Jy's gered van middagete. Kry net na die tyd vir jou 'n gevulde vetkoek. Goed, vriende, en nou is ons hier by mekaar, so 'n spesiale geleentheid, waar ons hier in die teenwoordigheid van mekaar is, maar nog meer dat ons in die teenwoordigheid van die Here is. En ek wil vra dat ons net bewus word, terwyl die sanggroep julle vir ons regmaak, dat ons bewus raak van die teenwoordigheid van die Here. Die Here is altyd by ons roep hom nie in nie, en hy bly ook nie in hierdie gebou nie. Dankie tog daarvoor. Hy is teenwoordig, en die groot uitdaging in ons lewe is om bewus te word van sy teenwoordigheid. Want daar's 'n klomp goed wat inspel in ons lewe, klomp goed wat vir ons bang maak, moedeloos maak, hartseer maak, wat ons aandag aflei, dat ons nie altyd so bewustelik lewe nie. En hier in die begin van die erediens, kom ons raak net bewus van die Here se teenwoordigheid wat hierso is. Psalm 33 help vir ons vanoggend. Hierdie psalmskrywer sê, ons vertrou op die Here. En ek hoop dat dit ons gebed is, ons verklaring is vanoggend. Here, ons is hier en ons vertrou op U. Hy is ons hulp en ons beskermer. In hom is ons hart bly, op sy heilige naam vertrou ons. Hou U liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue op U. Vanoggend bid ons dit ook. Here, hou asseblief U liefde oor ons, want ons stel ons vertroue in U. Ek vra vir jou dat jy stil raak, bewus raak van die teenwoordigheid van die Here.
En ons gebed is, hou u liefde oor ons. Ons vertrou in u. Amen. Liewe vriende, ontvang vanoggend regtig die seëngroet van die Here, die seëngroet waaraan hy vir elke een van ons sê, vrede vir julle. So terwyl ons sit, gaan ons 'n aanbiddingslied sing, en dan kan jy sien, dan gaan ons direk oorgaan na 'n lofprysingslied waar ons gaan staan en dan die Here aanbid. Ons God is 'n wondergod, hy is in heerlikheid met wysheid, mag en sterk. Ons God is 'n wondergod, ons God is 'n wondergod, hy is in heerlikheid met wysheid, mag en majesteit. Ons God is 'n wondergod. Staan. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. Miljoene in gereedheid is die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Ja, daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alfa en Omega, almagtig en verheerlik. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. U regeer. Light of eternity, ancient of days, glorious in holiness, worthy of praise, wonderful counselor, we will adore. You have created us, God evermore, and we adore You, we adore You, lifting praises to God evermore.
God of the infinite, an author of time, earth and the heavens sing your great design. Angels in worship rejoice and proclaim, you are the Holy One, great is your name, and we adore you, we adore you, lifting praises to God evermore. Hallelujah, for the Father's love. Hallelujah, God evermore. Waves of the ocean deep, bend to your word. With your commanding voice, storms become still. All will acknowledge you, all will proclaim, you are the King of kings, great is your name, and we adore you, we adore you, lifting praises to God evermore. Hallelujah, for the Father's love. Hallelujah, God evermore. God evermore. God evermore. Waar's hy? Ons kindertjies is dun gesaai. Is daar kinders wat vir my wil kom help hierso asseblief vanoggend? Anders te gaan ons met die ouderdomme moet opgaan. Ja, ons is baie dun gesaai. Goed, Gerard, gaan jy vir my kom help asseblief vanoggend? Ons kindertjies, my vriend. Goed, kom ons hoor verjaarsdag. Is daar enige verjaarsdagmaatjies? Yvonne, jy is hier so, daar's 'n verjaarsdagmaatjie, dis sommer ons maatjie. Is daar nog wat hier so is, steek op jou hand? En Gerard, ek gaan vir jou vra, ons nuwe lidmate, dat jy sommer daar is, julle hand net agter Yvonne kan opsteek. Dankie Gerard. Baie dankie. Vriende, ons steek die Christuskers aan en ons open die Bybel. Daar sy. So, ek weet nie daar, jou ma, sal jy kry? Goed. Wat ook verjaar het, en dis wat in die week wat kom. Ivy, waar is jy? Daar's jy. Wil jy hom nou vat of volgende week, of nou en volgende week? Ek gaan vir jou gee. Goed,
Dankie Dian. Vir EWG, is daar nog wat volgende week verjaar? Nee. Is ons reg. Dankie. Goed. Veel geluk, liewe Maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hooray. Nog 'n hip, hooray. Mag julle oorvloedige seën van die Here ontvang en weet dat hy vir julle baie lief het. Willie, ek het gesien jy wou iets. Andrei verjaar ook in die week wat kom. Willie, nou, you've got the vision, you've got the mission. Andrei, baie geluk. Right. Goed, julle, ons het gepraat oor goeie maniere en oor dankie sê verlede week. En ons sal vanoggend so bietjie nog weer stil staan rondom dankie. Ek wil begin met die vraag wat ons baie keer vra vir mekaar. Hoe gaan dit? As ons mekaar sien, né? As ons mekaar lank nie gesien het, wel, eintlik as ons by mekaar kom, is dit amper half die standaard vraag. En jy kan nou vra, jy kan dit vra in terme van jou werk. As jy nou 'n boer is, dan sou 'n ou sê, hoe gaan dit met die boerdery? Hoe lyk die skaap? Hoe lyk die bees? Hoe lyk die mielies? Hoe gaan dit? As jy 'n besigheidsman is, dan sou jy kon vra, hoe gaan met die besigheid? Is jy daarom besig? As jy deur 'n siekte is of besig is met gesondheidsuitdagings, dan sal ons ook kon vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit as jy al aan die beter word? Daar's baie maniere hoe ons hierdie ding kan vra, né? Hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou kinders? Sê ek altyd nee, vandag goed, ek weet nie môre nie. Maar ja, so ons kan op baie maniere vir mekaar vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou? En ons maklike antwoord is om te sê, nee, dit gaan goed, né? Partykeer terwyl dit nie altyd so lekker gaan nie. So daai vraag van hoe gaan dit, is 'n vraag wat ons baie vra. 'n Vraag wat dominees baie keer kry is, hoe gaan dit in die gemeente? En ons wat nou redelik nuut is, hoe gaan dit in die nuwe gemeente? Dit raak nou ook nie meer nuut nie, ons is nou hier. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit in die kerk? Dis 'n vraag wat baie keer gevra word, né? Paulus, ons gaan vanoggend vir hom bietjie vra. Paulus is in die gevangenis, meeste van die tye wat hy sy briewe skryf, is hy in die gevangenis en gelowiges soos Timoteus en van die ouens kom besoek hom en dan vra Paulus, hoe gaan dit? Hoe gaan dit in die gemeente? En ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan by van hierdie gemeentes oor wat Paulus hoor en dan begin hy briewe skryf. Ons gaan vanoggend hier by Romeine stil staan. Moenie angstig raak nie die hele Romeine nie, ons gaan net die begin doen en ons gaan so 'n bietjie by Efesiërs stil staan en ons gaan by Filippense stil staan en ons gaan by Kolossense stil staan. Teen aandete behoort ons klaar te wees. Ons gaan net so die begin, want daar's 'n baie spesifieke manier waarop Paulus sy briewe begin, 'n antwoord hierop van hoe gaan dit? Wanneer die ouens hom kom besoek en Paulus vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit daar in Kolosse? Hoe gaan dit in Efese? Dan kry hy 'n antwoord en dan skryf hy nou 'n brief vir hulle. So kom ons begin. Romeine. As Paulus skryf, dan sê hy, allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. Dis die terugvoer wat ek kry. Mense praat oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Mense praat van julle.
Kom ons gaan so 'n bietjie oor na Efesiërs toe. Efesiërs 1 vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Julle geloof en van julle liefde vir al die gelowiges. Filippense. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eintyd sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk. Kolossense. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. So vriende, kom ons, Paulus sê dankie vir nuwe harte. Kom ons pak dit net so vinnig uit. Wat is hierdie ding waarvoor hy dankie sê? Wel, in die eerste plek, mense praat van julle. Julle maak 'n impak op julle omgewing. En miskien was dit makliker geweest met die vroeë kerk, want dit is 'n nuwe beweging, die beweging van Christene, navolgers van Christus. So dit het 'n groot impak gehad en mense het gesê, joh, hierdie mense gee om vir mekaar. Ons het nog nie so iets beleef nie. Hulle deel alles wat hulle het, deel hulle met mekaar. Ons beleef liefde by hulle. Ons beleef dat hulle Jesus Christus regtig met hart en siel navolg. Romeine 1. Die hele wêreld praat van julle. Jy weet mos, dit is hoe dit is in die wêreld, né? Mense praat. En as ons eintlik sê mense praat, is ons baie keer eintlik negatief daaroor. Jong, nee. Het jy nou gehoor van dit? Mense praat. Paulus sê, ja, mense praat oor julle geloof. Vriende, ons as gemeente, jou gemeente waar jy aanbid, is 'n gemeenskap wat 'n impak het op sy omgewing. Dit moet so wees. Mense moet praat. Wat nog? Van julle geloof. Hy sê, ek het gehoor van julle geloof. En dit moenie net 'n kopding wees nie. Geloof wat oorgaan in liefde. Geloof dat Jesus Christus die Here is. Ek aanvaar dit so. Hy het die dood oorwin. Hy is Here en hy is teenwoordig. Maar dis nie net 'n rympie wat ek opsê nie. Dit is nie net iets wat ek met my lippe bely nie. Dis iets wat my hart raak. En ons het dit die hele tyd in die afgelope tyd vir mekaar gesê. God soek nuwe harte. Hy het vir ons nuwe harte kom gee. Geloof en julle liefde vir mekaar. Ek dink sommer nou daaraan, ek dink is in Johannes 13 wat Jesus vir sy disippels sê. Hieraan sal mense weet dat julle my disippels is. Onthou jy dalk daai vers? Hy sê, aan die manier waarop julle lief is vir mekaar, sal mense weet dat julle my disippels is. Vriende, vir die kerk is dit die hoofkwalifikasie. Ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar. Daar is nie 'n ander kwalifikasie nie. En Paulus sê, ek hoor van julle geloof. Ek hoor dat julle Jesus Christus navolg, maar ek hoor ook van julle liefde en julle omgee vir mekaar. En dan in Kolossense sê hy, hierdie is gebou op hoop. So, wat is hierdie nuwe harte waarvoor Paulus dankie sê?
Hy sê, dankie vir harte wat glo en harte wat liefhet. En jy en ek moet die hele tyd daaraan werk. Ons is nie hier terwille van onsself nie. Ons is hier terwille van die mense rondom ons. Ons is hier terwille van mekaar. Ons is hier sodat die wêreld kan verklaar en weet dat ons navolgers van Jesus Christus is. Waarom doen Paulus dit op hierdie manier? Ek het nogal gewonder daaroor. Want dit is 'n baie positiewe manier, né? By elke een van hierdie gemeentes is daar probleme. Daar's goeters wat nie lekker is nie. Wat nie lekker werk nie. Byvoorbeeld by Kolossense is daar 'n dwaalleer. Daar's ouens wat sê, ons het visioene gesien en ons moet nog die ou Sabbatsdae met ons onderhou en 'n klomp goedjies. So daar is goed wat nie lekker is nie. Maar dis nie waarmee Paulus begin nie. Paulus begin eintlik op 'n baie positiewe manier om te sê, julle, ek hoor van julle en dankie daarvoor. Dankie dat ek hierdie positiewe terugvoer van julle afkry. Vriende, dit werk so in die lewe. Wanneer ons positiewe terugvoer kry, motiveer dit ons. Ek hoor van skole, dit is in 'n hoërskool wat die onderwysers vir die matrikulante sê, julle is die swakste groep wat ons nog gehad het in dag des lewens. Menende daaroor, ons hoop ons skok julle sodat julle net aan die gang kan kom. Jy weet van sulke tipe motivering, né? Ek weet nie of dit werk nie. Ek dink nie dit werk. Ek dink nie dit werk om mekaar te kritiseer en af te breek en te sê hoeveel foute ons het nie. En ek dink Paulus het iets hiervan verstaan as hy met gemeentes begin en sê, ek wil julle bemoedig. Dis nie altyd maklik nie. Vir julle as Christene is dit nie maklik nie. Julle word vervolg. Van die Jode se kant af en van die Romeine se kant af. Jou besigheid word toegemaak. Jy gaan nie met jou besigheid doen nie, want jy is 'n navolger van Jesus Christus. Dis nie altyd maklik nie. En Paulus wil hierdie gemeentes bemoedig om te sê, hey, julle, ek hoor dit en ek wil julle bemoedig. Dankie daarvoor. Dankie dat julle vas staan in julle geloof. Dankie dat julle omgee vir mekaar. Dankie dat julle 'n verskil maak in die gemeenskap. Dink so 'n bietjie aan jouself. Dis nou weer terug by onderwysers. Ek pik nie op onderwysers nie, maar julle het 'n geweldige invloed op kinders. Nou dink so 'n bietjie aan die invloed van onderwysers in jou lewe. Baie keer is dit die negatiewe opmerkings wat ons onthou. My ou broer, jy gaan dit nie maak nie. Jy moet jou sokkies optrek. Nou, ek weet, baie keer moet 'n ou sê, hoor jy moet jou sokkies optrek. Maar ons moet so versigtig wees om saadjies, negatiewe saadjies te plant, wat baie keer vir die res van ons lewe 'n invloed het op ons lewe. Ons moet versigtig wees om negatief te praat oor die kerk en oor gemeentes, want dis die bruid van Christus. Paulus bemoedig ons, hy bemoedig hierdie gemeentes. Paulus sê, ek wil vir julle vertel, ek hoor julle geloof, ek hoor julle liefde, ek hoor julle hoop. Dankie vir nuwe harte, en daarmee wil Paulus hulle bemoedig. Wat verskriklik belangrik is, en dis nou die tweede gedeelte eintlik van die preek. Paulus sê nie vir hulle, julle is 'n klomp oulike mense, hoor, regtig, ek is so beïndruk met julle nie. Nee, Paulus sê,
Ek is beïndruk met julle. Onthou net wie die bron is van waar julle oulikheid vandaan kom. Ek dank die Vader as ek hoor van julle geloof. Kan jy hoor? Dis nie ons wat so oulik is nie. Onthou wie die bron is van wie ons nuut gemaak het, wat ons harte kom verander het. Die bron is God. Die bron is God wat in Jesus Christus vir ons kom nuwe lewe gee. En Paulus, hy wyk nie daarvan af nie. Wanneer hy sê, ek hoor van julle geloof en liefde, dan is dit die goue reël. Daarvoor dank ek die Here. Want jy sien, ons egos word baie maklik opgeblaas. Ons vergeet baie keer dat die bron van ons nie oulik wees en goed wees en lief wees is nie onsself nie. Dis die Here. Die Here wat vir ons vul met sy liefde. Die Here wat deur sy Gees in ons kom werk. En daarom moet ons dit ook vir mekaar altyd in die kerk aan herinner aan waaroor gaan dit in die kerk? Dit gaan oor God wat ons hart kom nuut maak het. Hy is die bron daarvan. Mag dit nie vergeet nie. So, as ons vanoggend oor ons gemeente sou vra, hoe gaan dit? Wat sou die terugvoer kon wees? Die terugvoer sou kon wees, dankie. Dankie vir elke gewillige werker. Dankie vir elke omgee. Dankie vir elke WhatsApp of oproep. Dankie vir elke gebed. Dankie sommer net vir elke vriendelike glimlag, ook hier in die erediens. Dankie vir mense wat ons bedien in die erediens, die sanggroep, die mense wat die offergawe opneem, die mense wat agterwerk met die tegniese goed, die mense wat vir ons help met koffie en tee en drinkgoed na die tyd. Dankie daarvoor. Ons wil dit sien in die lig daarvan dat ons dit doen tot eer van die Here, nie tot eer van ons gemeente nie. So dan sou ons kon sê, dankie daarvoor. Dankie vir elke bediening. Dankie vir vrouens wat op 'n woensdagoggend kom staan en koeksusters bak. Dankie vir spanne wat op 'n Saterdagoggend, wanneer jy en ek nog 'n bietjie laat wil inlê, want dit is Saterdag, reeds hierso gereed staan om pannekoek en vetkoek en koeksusters te verkoop en te bak. Dankie vir harte wat omgee, vir harte wat raak sien wat daar nood is, vir mense wat mense ondersteun met voedselprojekte. Daar's 'n klomp goed waarvoor ons vanoggend sou kon dankie sê. Dankie vir ons kinderbediening, vir mense wat betrokke is by ons kinders en ons kinders vorm in hulle geloof. Ons sou dit vanoggend kon sê. En daarvoor moet ons vanoggend dankbaar wees vir ons gemeente en dankbaar vir elke liewe klein dingetjie wat in plek kom, sodat ons as gemeente kan funksioneer. Maar ons weet ook waar ons bron vandaan kom. Ons bron is nie finansiëel. Ons bron is nie talentvolle mense nie. Ons bron is nie hardwerkende mense nie. Ons bron is die opstandingskrag van Jesus Christus. Uit sy opstandingskrag uit doen ons dinge tot eer van die Here. Gevul met die Heilige Gees, bak ons pannekoek. Maak ons koffie reg. Kuier ons met mekaar. Dis ons bron. En wanneer ons 'n bietjie daarvan vergeet, wat ons mekaar weer herinner daaraan. Die nuwe tree wat ons gee in ons gemeente, is die nuwe tree van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons inspireer en wat vir ons lei. Om
'n verskil te maak in ons gemeente en gemeenskap. So vriende, wanneer ons die bron onthou vanoggend, wil ek vir jou uitnooi. Kom ons staan. En dan erken ons wie hierdie bron is, wanneer ons geloof bely. Ek gaan dit doen op die manier waarop ons dit nou al 'n paar keer gedoen het. Die V staan vir die voorleser, die G staan vir die gemeente, en dan staan ons en dan bely ons, Here, U is die bron van van wie ons is. Kom ons staan, en dan bely ons geloof. Die sanggroep, julle kan intussen ook regmaak, want daarna gaan ons volgende lied sing. Glo jy in God die Vader? Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Glo jy in Jesus Christus, die Seun van God? Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Glo jy in die Heilige Gees? Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Here, wanneer ons dit bely, dan bely ons hiermee dat U ons bron is, en wil ons ook nou met hierdie volgende lied vir U dankie sê, dat U so goed is vir ons. Amen. Dankie vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U oor my gewaak het deur die donker nag. Dankie vir elke kinderlaggie, dankie vir elke sonnestraal. Dankie dat U my altyd terugvind waar ek ook al dwaal. Dankie vir al die goeie vriende, dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. En 'n belangrike deel van gemeente wees van nuwe harte is dat ons vir mekaar bid. Julle het gehoor in die skrifgedeelte sê Paulus, voortdurend, gedurig dink ek aan julle en draag julle aan die Here op. Dit is deel van ons DNA in Jesus Christus. Dat ons voorbidding doen, dat ons intree vir mekaar.
So ons tree in vir Sophie en vir Leon wat vir haar bystaan en vir Lorraine en vir Maarten en vir Raymond, vir Petra en vir Nick en Johan vir julle. Ons dra vir julle op. Vir Ronel, Heinrich, ons dink steeds aan haar. Vir Drien, dat die Here vir haar ook sal vashou en dat daar herstel sal kom ook na haar operasie. En ons langtermyn siekes wil ons nog voortdurend vir Babsie aan die Here opdra, vir Gerda, vir Theresa, vir Nick, vir Bernie, Marius, Antoinette, Sue Albers, vir Sofia, vir Marijn, Dries en vir Elsabie Schreiber. Kom ons doen dit. Here, in hierdie oomblik wil ons met u gesels oor hierdie vriende van ons. En ons weet ons doen dit elke Sondag. Ons wil dit nie onnadenkend doen nie. Ons wil regtig nou in u teenwoordigheid, bewus van u heiligheid, wil ons hierdie vriende van ons opdra. Ons bid vir genesing. Ons bid vir moed. Ons bid vir krag. Ons bid vir gesinne en lewensmaats wat moet ondersteun en bystaan. Ons bid vir hartseer waar dood nog rou is. Bid ons vir vertroosting. Ons bid, Here, vir ouers wat bekommerd is oor hulle kinders. Ons bid vir besigheidsmanne wat bekommerd is oor hulle besighede. Ons bid vir ons land, wat ons baie keer hande in die hare sit en nie weet lekker hoe nie, Here. Ons bid vir 'n deurmekaar wêreld. 'n Wêreld wat dit vir ons baie keer voel, die opsie van oorlog en doodmaak, dit 'n gewoonte word. Ons bid daarvoor vir vrede, Here. Voortdurend wil ons intree. Voortdurend wil ons bely dat ons afhanklik is van u. Voortdurend wil ons bely dat aan u al die mag en die majesteit behoort. En ons aanbid u daarvoor. Dankie dat u vir ons kom troos deur vir ons te sê, niks kan vir ons skei van u liefde nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Hou vir ons vas, Here. Hou vir ons vas. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan nou ons dankoffers opneem. Ons herinner vir julle aan ons omgeefonds vir medegelowiges in hulle nood. En ons herinner ook vir julle aan ons Joukou masjienkie. As jy met 'n kaart wil betaal, steek net jou hand op. Hier sal iemand wees wat vir jou daarmee kan help. As hulle wil. Hulle sal spontaan. Wanneer ons hierdie liedjie sing van die strome van seën, gaan ons almal saam die eerste vers doen. Ek wil graag hê dat die dames met die tweede vers sing en dan die mans die derde vers. En dan kan almal saam weer die vierde vers sing. Kom ons doen dit so. So, almal eerste, dames tweede, manne derde, almal vierde. Net so. Waarom begin ons om? Ja. Right. Strome van seën uit die hemel, deur God aan ons deur sy Gees. Hy skenk die ewige woorde, maak van ons lewe 'n fees. Strome van seën, hier dit oorvloed toe dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, kom van die Heilige Gees. Hy wat
kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, om deur die werk van die Gees. Hy kom vernuwe ons denke, om meer gehoorsaam te wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed vloeien, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, dis wat die Gees ons beloof. Hy leer ons bid met verwagting, om te volhard in geloof. Strome van seën, gee dit in oorvloed vloeien, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Strome van seën, gee dit in oorvloed vloeien, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Vriende, voordat ek die seën uitspreek, daar by die ingang by die deur gaan julle nou sien, wat is 'n green pepper in Afrikaans? 'n groen peper, 'n groen peper. 'n soetrusie. So daar's rooies, geeles en groenes. Jy kan regtig vir jou kry, daar by die ingang, daar's sakkies ook daar waarin jy dit kan vat. Dit is gratis, vry en verniet. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Die seën van die Here is 'n gebed uit Efesiërs 3 uit. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Wees geseënd. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig